Vader, ons dankie vanaand vir die teenwoordigheid in hierdie gebou. Here, ek dink sommer in die skrif wat sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Die mens se kind dat u hom besoek. Vader, ons is vanaand opreg dankbaar vir u teenwoordigheid. Here, ek bid vanaand dat u elke persoon, elke individu sal aanraak waar hulle is. Vader, u is bewus van elke behoefte. U is bewus van elke uitdaging, elke Here situasie, en vandag bring ons elke persoon in hierdie gebou na u toe, en ons verklaar, Here, dat ons kyk na u. Ons lig u naam op, Here. Ons lig die naam van Jesus bo elke omstandigheid, bo elke probleem, bo elke uitdaging. Here, ons verklaar dat u is God, en buiten u is daar niemand nie. Vanaand, Here, kyk ons nie na 'n mens nie, ons kyk nie na 'n persoon nie, maar ons kyk na Jesus, die koning van die konings, die lam wat geslag was, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat was, wat is en wat altyd sal wees. Here, ons kyk vanaand na u. Lord, we are turning our eyes upon Jesus. Halleluja. Here, ons verklaar vanaand dat ons weet ons oplossings, ons deurbrake, ons krag, ons blydskap kom nie van iets wat hierdie aarde ons kan bied nie, maar dit kom van die man van Nasaret af, Jesus. Halleluja, word verheerlik in hierdie gebou vanaand, Here. Dankie dat u mense aanraak, dankie dat u mense verfris, mense versterk. Here, ons is nie vanaand hier met ons niks het om te doen nie, ons is honger vir u. Vanaand sit ons tyd uit om te ontmoet met die koning van die konings. Ons is desperaat vir u, Here. Ons is desperaat vir u. Kom beweeg in hierdie gebou vanaand, Heilige Gees. Ons dankie vir u teenwoordigheid. Ons dankie vir u teenwoordigheid, Here. Ek dankie dat u vanaand elke hart stil maak, elke vorm van ons besige gedagtes kalmeer. Dat ons gees vanaand gefokus is om te ontvang van die hemel af. Ons het die nodig vanaand, Here. U is ons bron van krag. U is die bron van ons sterkte. Here, u is ons hoop. Ons kyk vanaand na u. Bid vul hierdie plek nou met u krag, Here. Dankie dat u salwing uitsak oor hierdie gebou. Here, dis nie vanaand 'n mooi boodskap, 'n mooi liedjie, mooi idees of kerkstrukture wat jukke breek oor mense nie. Dis die salwing van die Heilige Gees. It is the anointing that breaks the yoke. Here, geen prediker, geen organisasie of struktuur kan die juk oor mense se lewens breek nie. Dit is die krag en die salwing van die Heilige Gees. Ons dankie vanaand vir die teenwoordigheid van die Gees vanaand, Here. Ons eer U, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, champion. Halleluja. Dis koud by julle. Prys die Here. Ek het 'n bietjie dun ingepak. Ek dink ek kom op 'n somervakansie. Prys die Here. Dit is vir my so groot vreugde om vanaand terug te kan wees hier by julle. Ek sê vir my vrou, ek geniet Wellington, ek geniet die Parel. As ek sou trek, dan sou dit heel moontlik na een van hierdie twee dorpe toe wees. Ek sê van plan om te trek nie, Mossel Bay is nice. Maar as ek sou trek, Wellington, prys die Here. Dit is so wonderlik om hier te wees. Ek wil regtig elkeen van julle eer vanaand dat julle die moeite gedoen het om vanaand hier te wees. Een ding wat ek geleer het van wie God is dat God ontmoet ons na mate ons honger is vir hom. En die feit dat jy vanaand hier is op 'n maandag aand, 7:00 in die aand, amper 7:30 in die aand, sê vir my dat daar is 'n honger in jou hart, daar is 'n hinkering in jou hart na meer van hom. En ek wil vanaand vir jou sê dat wanneer jy honger is vir hom, sal hy jou nie teleurstel nie. Hy sal jou vul. Die Bybel sê dat hy wat honger en dors vir geregtigheid sal gevul word. Wie is geregtigheid? Dis die man Jesus Christus. Halleluja. En so vanaand wil ek net graag vir ons pastoor eer. Dankie pastoor. Vir al jou harde werk in die koninkryk. Dankie dat jy hierdie kerk lei met integriteit, met karakter en met liefde. Ek werk met baie kerke. En ek sien baie plekke, maar dit is lekker vir my en verfrissend vir my wanneer jy 'n jong leier sien. Hoe oud is jy nou? 27 jaar oud, 'n jong leier wat sy hart brand vir mense. En hy het my geïnspireer. Ek het gistermiddag bietjie tyd met hom spandeer en ek kon sien dat die man gee regtig om vir die skape. Prys die Here. Goeie herder, prys sy naam. So dankie dat ek hier kon wees oor die laaste 3 dienste, 3 geleenthede. Is regtig my lekker. Ek kom weer terug, hoor. Ek nooi myself. Prys die Here, dis regtig lekker. Dis vir my lekker om so met mense te werk wat lief is
Nie net vir sy eie kerk en sy eie brand nie, maar vir die koninkryk van God. En ek is seker vanaand is die mense van ander kerke en ander organisasies en denominasies, dit maak nie saak nie, ons gather vanaand nie onder 'n naam van 'n kerk, ons gather vanaand onder die banner van Jesus Christus. Halleluja. Hy is die verlosser, hy is die oplossing, hy is die antwoord. En Jesus, om sê amen man. Amen. Halleluja. Kyk, ek sê altyd, ek preek nie hier is nie 'n begrafplaas nie. Ons is lewendig. Jesus het aan die kruis gesterf en hy het vir ons lewe gegee. Lewe in oorvloed. Halleluja. So kom ons wees vol lewe. Dis altyd vir my bitter as jy met 'n kerk praat en hulle sit en kyk vir jou soos 'n dassie vir 'n appel, jy weet. Ja, as jy daar in Mosselbaai is en jy gaan daar na die punt toe dan sien jy so die dassies, hulle wag vir jou. Ek sit jy so en kyk. Dat jy net iets moet uitgooi by die venster dat hulle kan kou. Ons is nie dassies nie. Ons is gered, ons is gewas in die bloed van Jesus. Die prys is betaal. Halleluja. Ja. Ons het rede om bly te wees. En as jy nie gaan bly wees, sal ek bly wees vir jou part. Ek het my dansskoene ingepak. Ek is opgewonde, prys die Here. Een ding wat ek vir myself wil sê op 'n baie jong ouderdom is dat ek sal nooit familier word met die teenwoordigheid van God nie. I will not become familiar with the presence of God. Dit is 'n kosbare ding. Wanneer jy die teenwoordigheid van God beleef, dit verfris jou gees, dit verander wie jy is. Ek het vanoggend 'n besige oggend gehad, rondgerits en 'n paar dinge in werking gesit hier in Parel en in Wellington. Ons beplan 'n paar mooi dinge hier vir julle area. En terwyl ek so besig is met alles wat aangaan, gaan sit ek net in my kar en ek sê, Here, ek dank U vir wie U is. Ek dank U dat U God is oor my lewe. Ek dank U dat my lewe in U hande is. In die oomblik toe ek die Here begin oplig, sy naam begin oplig, toe kom die teenwoordigheid van God so sterk in my kar en dat ek nie eens die trane loop so met my oë, ek kan nie eens voor my sien nie. En ek trek af en ek ervaar net en geniet net God se teenwoordigheid. Een ding wat ek en jy versigtig voor moet wees vanaand, is vir die spoed waarin ons leef. Ons lewe in 'n era en 'n generasie en 'n tyd waar ons in wil wees 6 ure, uit wil wees 7 uur. En dis oulik en dis goed en dis mooi, ons moet effektief wees in alles wat ons doen. Maar daar's een ding wat ons net nie moet aanjaag nie, en dis die teenwoordigheid van God. Ek sê nie vir jou ek beperk nie God en sê vir jou hy kan nie in 5 minute beweeg nie. Hy kan beweeg in 'n oomblik. Hy het in 'n oomblik in my kar ingekom, in 'n oomblik my versterk. Ek het 5 minute lank die pad gehad, toe sien ek kans om vir Goliat aan te vat. Die teenwoordigheid van God versterk ons, verfris ons, verander ons. Maar ek wil jou aanmoedig in 'n gejaagde tydperk en era waarin ons leef, moet ons wanneer ons kom by die dinge van God, stadiger word. God wil met ons ontmoet. God wil met jou praat en toelaat. God wil jy moet met hom praat, maar dat jy hom ook sal toelaat dat hy met jou praat. Ek het 'n hele paar jaar terug 'n baie kragtige ervaring gehad met die Here. Ons was besig om 'n groot byeenkoms te reël. En ek is jonk, ek is onervare, ek het niks geld nie, ek het geen kennis, ek weet nie wat ek doen nie. Ek fake it till you make it en ek is net besig om te werk en te goeders te forceer amper. Ons is besig om hierdie groot event te reël en 'n venue kanselleer my wat ek geboek het en daar in Mosselbaai en ons het nie geld nie. Hulle steel ons posters van die lamppale af en ek is net in 'n toestand. Ek sê, Here, ek is nie gebou vir die goed nie. Dis 'n verskriklike ervaring. En nou, kyk ek het nou 'n bietjie harde gat geword. Nou roer ons die duiwel, maar daai tyd is ek nog nie in die ding. En ek onthou, ek gaan na my kamer en ons het 'n klomp geld nodig. Ons het 'n klomp deurbrake nodig. Ons het 'n venue nodig. Ons het klank nodig. En ek gaan my kamer in hopeloos, moedeloos, met my sterktes in my bene en ek gaan val op my koue teels neer en ek roep uit na God. En ek sê, Here, U het my geroep. U het my gesê om hierdie ding te doen. Help my. Help my. Ek het hierdie nodig. En ek sê vir die Here wat ek nodig het en ek spring op en ek het goed om te doen en ek is weer op pad om uit te gaan by die deur. En die oomblik toe ek in my hand se deur die handvas wil vat aan my deur om my deur oop te maak, toe kom die krag van God op my en die Here sê vir my, Johan Drey, jy's ongeskik. Jy kom in my teenwoordigheid in. Jy sê 'n klomp goed en jy staan op 'n loop. Jy gee my nie kans om te reageer nie. Jy is gejaag. En daar is tye wat ons gejaag moet wees. En God verstaan dit. Dit beteken nie jy's verkeerd nie. Maar daar is tye wat God jou na 'n plek toe wil trek waar jy dieper gaan met hom. Waar jy nie tevrede is met kumbaya Christianity nie. Kumbaya om die kamp. Nee. Daar's 'n tyd en 'n plek wat God jou dieper wil trek. En terwyl ek daar staan en ek is soos, Here, ek is jammer, ek moet goed gedoen kry. En ek ervaar dat God het 'n afspraak met my in daai oomblik. En ek maak my deur toe en ek sit my foon op flight mode en ek gaan sit net op my koue teels in my kamer. En ek wag. Ek sê, Here, ek het nou gesê wat ek wou sê nou. Praat nou met my. En 30 minute gaan verby en 40 minute gaan verby, 'n uur gaan verby en ek sê, Here, die tyd daar kom. Hallo, Here, sê iets.
En ek ervaar glad, ek hoor nie God se stem nie. Maar die hele tyd wat ek al sit, ervaar ek sy teenwoordigheid. Ek ervaar sy vrede wat in hierdie hart, hierdie mekaar hart van my inkom. Ek ervaar hoe hy my mind stil maak wat rondhardloop. En ek ervaar hoe die krag van God my verfris, versterk en my net vernuwe. En na omtrent 'n uur en 'n half, amper 2 ure eintlik, voel ek hoe die vrede van God oor my kom, wat my half release uit my kamer uit. En ek staan nou op en ek voel kalm, ek voel so sterk, ek voel gefokus, ek voel vol geloof en ek het nou ontmoet met die koning van die konings. Hy het nie iets gesê nie, ek het nie hoendervleis gehad nie, maar ek het sy vreugde en sy vrede en sy krag ervaar. En toe ek uitstap by daai deur, die oomblik toe my voet deur daai deurkusyn gaan en ek my foon van flight mode afhaal, lei my selfoon en een oproep los al my probleme in 'n oomblik op. Ek praat vanaand met jou oor 'n God wat in staat is om in een oomblik vir jou meer te kan doen as wat 'n mens in 'n lewenstyd kan doen. Wanneer jy jou oë op hom vestig en jou aandag vir hom gee, sê Here, ek is hier, nie met 'n agenda nie, nie met 'n to-do list nie met 'n shopping list nie, ek is hier om met U te ontmoet. Dan kom die krag van God, die wind van die Heilige Gees kom onder jou in en hy lig jou op en hy maak vir jou moontlik wat jy gesukkel het en gespook het om reg te kry. God het nie vanaand 'n geldprobleem nie, hy het nie vanaand 'n resource probleem nie, hy het nie 'n koneksie probleem nie. God soek vanaand net jou aandag. Hy soek vanaand jou tyd. En ek wil vanaand vir jou vra, kerk, is jy getrou in God se teenwoordigheid? Ek wil vanaand 'n boodskap met jou deel en die titel van my boodskap is 'n eenvoudige woordjie. En dit is dieper. Dieper. Dieper met God. Jy weet, terwyl ek dink aan hierdie boodskap wat ek vanaand met jou wil deel, dink ek aan my lewe die laaste 4-5 jaar. Dis chaos. My lewe bestaan uit my vrou spot altyd, sy sê as jy nie vir Johanna in 'n koffiewinkel kry, 'n vliegtuig kry of agter 'n preekstoel kry nie, dan het jy wegraap in plaas van hy's weg. Weet, dis die drie plekke waar ek uithang. Ons hardloop van een plek na 'n ander plek na 'n ander plek om die woord van God te preek. Maar ek dink nou 'n rukkie terug oor die laaste paar jaar soos ek reis oor al die boodskappe wat ek gepreek het, eintlik reg oor die wêreld. En ek besef dat 98% van al die boodskappe wat ek gepreek het die laaste tyd in my bediening, die laaste paar jaar, ongeag wat die skrif was wat ek gebruik het, ongeag wat die titel van die boodskap was, ongeag wat die illustrasie was wat ek gebruik het, elke boodskap kom neer op hierdie een ding. 98% van my boodskappe kom neer op hierdie een ding. En dit is die belangrikheid van die teenwoordigheid van God. Ek wil vanaand vir jou sê, my vriend en my vriendin, die teenwoordigheid van God is die bron van elke goeie ding. Die teenwoordigheid van God is die bron wat produseer wat ek en jy nodig het. En die crazy ding van hierdie stelling wat ek vanaand vir jou maak, van die teenwoordigheid van God, ons as Christene weet dit. Ons verstaan hoe belangrik die teenwoordigheid van God is, hoe kosbaar die teenwoordigheid van God is, hoe kragtig die teenwoordigheid van God is, maar tog is dit die een ding wat ons die meeste nalat. Here, jy praat, ek moet gaan, ek moet doen. Maar God roep ons na 'n volwasse plek toe, nie waar ons tevrede is met kumbaya Christianity, waar ons weet in 'n 6 ure uit die 7 ure, en daar's niks fout daarmee nie. Maar ons moet op 'n plek kom waar ons in volwassenheid in beweeg, waar ons besef daar's meer as dit. God roep ons na 'n dieper plek toe. Na 'n dieper plek toe. Daar's 2 vloeie van God se teenwoordigheid. Die eerste vloei van God se teenwoordigheid is in Engels the omnipresence of God. Dit beteken that God is present everywhere at the same time. Net God is teenwoordig oral. Dis die omnipresence. Maar dan is daar iets dieper en dit is die manifest presence. The manifest presence is when God makes himself known to you. Wanneer jy 'n ontmoeting, 'n tasbare ervaring het met God. Nee, oom, ek praat nie van hoendervleis kry nie. Ek praat van wanneer ek kry hoendervleis as hulle die volkslied sing. Jy weet, ek kry hoendervleis as Chesel en Colby om die ou en side step. Ek praat nie van dit, ek praat van wanneer jy weet dat jy weet dat jy weet jy is in die teenwoordigheid van God, vir die God van hemel en aarde. En ons moet op 'n plek kom waar ons nie tevrede is met hoendervleis of met die idee van die alomteenwoordigheid van God nie. Ons moet op 'n plek kom waar daar 'n hinkering in ons binneste is vir die manifest presence of God. Want dis in die manifest presence wanneer God sy teenwoordigheid uitstort. Dis in daai oomblikke wat ons kry wat ons nodig het. Dit is dit wat ons die substance gee, wat ons die krag gee, wat ons die vermoëns gee om effektief te kan lewe in die samelewing, maar ook in ons stap met die Here. Daar moet 'n plek kom in ons 'n stap met God waar ons 'n desperaatheid het vir meer van hom. Ek wil vir jou 'n storie vertel, jy weet, ek vlieg verskriklik baie. Ek vlieg 4 vlugte op average 'n week. Dis wat ek doen. Ek vlieg en preek en vlieg en preek. En 'n rukkie terug
land ek in George, na 'n baie rowwe paar weke, wat ek net travel en preek, elke aand, plek vir plek. En ek kom by die huis en ek sê vir my vrou, ek voel verskriklik moeg, ek voel moeg, ek voel net nie myself nie. Maar ek doen maar wat ek doen, ek gee maar my een tas, my vuil klere, en sy het al klaar my volgende tas gepak, ek vat maar my volgende tas, en ek weet, ek het geland 9 uur, op 2 uur is ek alweer op pad lig, of wat. En ek klim op die vliegtuig, en ek vlieg tot in Johannesburg, en ek land in Johannesburg, en ek kry konneksievlug Durban toe, van George af. Omtrent 15 minute in hierdie vlug en op pad Durban toe, kry ek, wat ek gedink het in my oomblik 'n hartaanval, daai vlieg. Ek kry 'n panic attack, ek weet nie wat met my gebeur het nie, maar my hartrate, my horlosie, sê vir my, hierdie Apple Watch sê vir my, dis caution, jy weet, jou hartrate is soos 150, 160 en jy sit. En ek is in ek kry hierdie angsaanval, en ek sê, wat die hek gaan my aan? Ek dink soos ek is op pad uit, dan God ek 'n groot lewenspolis. Nie my vrou sê nie. Ek dink ek is op pad uit. En terwyl ek kry myself te onder beheer en ek begin beter te voel en ek het groot geskrik in my oomblik en ek sê vir die Here, wat het nou net met my gebeur? Wat is hierdie? Dit is nou maar obviously 'n angsaanval. Wat het nou met my gebeur? En ek ken nie sulke goed. En God praat met my en ek is baie versigtig wanneer ek hierdie woorde vir jou sê. Ek maak hierdie nie as 'n broad statement nie. Ek sê vir jou wat God vir my gesê het aangaande my in daai oomblik. Die Heilige Gees praat met my en sê vir my, Johanrey, jou angstigheid is onttrekkingssimptome van my teenwoordigheid. Jou angstigheid is onttrekkingssimptome van my teenwoordigheid. Ek is 'n man wat hou van bid. En tuis spandeer in God se teenwoordigheid, maar ek was in 'n seisoen, in Engels I would like to say, I was speaking more than I was seeking. I was in the pulpit more than I was in the presence. I was preaching more than I was praying. Suddenly sit ek op 'n vliegtuig en ek kom op 'n plek waar ek nie, my liggaam reageer anders te, want ek is op 'n plek waar ek uit 'n empty cup uit wil gee. Ek was so besig met die dinge van die Here, dat ek die Here van die dinge nagelaat het. Ek het die teenwoordigheid van God neglect. En eers vind ek myself waar my gees en my vlees haywire gaan, want daar's 'n hinkering en 'n soeke na sy teenwoordigheid, en ek het dit nagelaat. En ek wil vanaand vir julle sê, vriende, dat ons moet verstaan dat baie van die angstigheid en depressiwiteit en hopeloosheid wat ek en jy ervaar in ons lewe, is nie omdat dit dinge regtig hopeloos is nie, maar dit is omdat ons gemoed te neergedruk is, want ons gees het 'n hinkering na God. Jy weet die Bybel sê, Dawid skryf in Psalm, hy sê the joy of the Lord is your strength. Dan sê die Bybel, hy sê in his presence there is fullness of joy. So kom ons breek hierdie op. Hy sê the joy of the Lord is your strength, en dan sal skryf wat sê in your presence there is fullness of joy. So strength is a result of joy. And joy is a result of the presence. In your presence there is joy. The joy of the Lord is your strength. Baie van ons het 'n gebrek aan spiritual stamina, spiritual strength. En die rede hoekom ons hierdie krag ontbreek en dan ruimte maak vir neergedruktheid, vir negativiteit, vir angstigheid, vir hopeloosheid, is omdat ons krag nie is wat dit moet wees nie. Ons het nie strength nie, ons het nie stamina nie. En die stamina is weg en ons joy is weg. Ons joy is gesteel, ons joy is op. En die rede hoekom ons joy nie sigbaar en tasbaar in ons lewe is omdat ons nie in die presence is. Sien julle die kettingreaksie? The joy of the Lord is your strength. In His presence, there is fullness of joy. En ek en jy ken vanaand alles wat ek nou hier vir jou sê. Ons ken hierdie skriffies, ons ken hierdie stories, maar dis iets wat ek en jy nalat. My vriend, ek wil vandag vir jou sê, as jy krag soek, geestelike krag wat berge skuif, as jy stamina soek om die toetse en die uitdagings van die lewe te weerstaan, dan moet jy die krag nodig, nie die krag wat jy van USN af kry nie, nie krag, Eskom is anyway useless, die krag van Eskom nie, jy kort die krag van die Heilige Gees, jy kort die krag van God, die krag van God kom wanneer jy die blydskap van die Here ervaar, en want die blydskap van die Here is 'n resultaat van jy wat 'n persoon is wat die teenwoordigheid van God soek en beoefen. Kan jy amen sê? Halleluja. Ons weet hierdie goed, ons laat dit. En ek sit in daai vliegtuig en ek sê, Jesus Here, ek het so besig geraak met al hierdie dinge van die Here. Ek het die Here van die dinge begin nader. God is meer geïnteresseerd in Johanrey wat by hom sit, as Johanrey wat in 'n preekstoel staan. God soek my eerder by hom, eerder as hy my soek voor 'n groep mense. Die Bybel sê, wat help dit jy win hierdie wêreld met jou sielskade? Wat sal jy gee as losprys vir jou siel, sê die Bybel?
Wat help het ons het health en wealth en ons al hierdie great goeders wat ons najaag, sukses en rykdom en status, maar ons gaan self verlore. Ons is so besig om onsself, in English I would like to say, we are so busy spending ourselves to accumulate things of the earth. And we are neglecting our spiritual well-being. Die Bybel sê, maak jou skatte bymekaar want mot en roes dit nie kan verniel nie. Dit beteken nie ons moet nie suksesvol wees. Dit beteken, kyk na jouself. Kyk na jou geestelike toestand. Kyk na jou geestelike welstand. Ek wil graag 'n skrifgedeelte vir jou lees uit die boek van Psalm hoofstuk 42 vers 2 en vers 3 en die is so beautiful in hierdie hoofstuk. Die opskrif van hierdie hoofstuk is mens. Waarom so in vertwyfeling? Ek hou van die Engelse vertaling. Hy sê, why are you cast down, O my soul? Halleluja. Hoor gou wat sê vers 2. Hy sê, soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Halleluja, hoor die laaste gedeelte. Hy sê, wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Hierdie skrywer kom op 'n plek waar sy enigste ambisie God is. Hy het 'n desperaatheid, nie vir 'n volgende beantwoorde gebed of 'n oplossing vir 'n probleem nie. Hy het 'n desperaatheid in sy hart om te ontmoet met God, om hom te beleef, om 'n ervaring met hom te hê, om te weet dat hy het in kontak gekom met die skepper van die heelal. Hierdie ou het op 'n plek gekom waar hy geleenthede soek, opportunities soek, waar hy net kan wegglip om te wees saam met die liefde van sy siel. Hierdie man kom op 'n plek waar die aardse dinge nie meer saak maak nie, waar die dinge om hom nie meer saak maak nie, waar hy net 'n desperaatheid het vir God. Hy sê, ek soos 'n wildspok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Halleluja. Wie van ons kan vanaand eerlik wees en sê, dit is 'n uitroep van ons hart? Ons verstaan die belangrikheid van dit, maar dis die area wat ons die meeste nalat. Ons is meer op TikTok, ons lewe verby, as wat ons is in die teenwoordigheid van God. En nee, tot jy skok jy vanaand hoor en verstaan dat TikTok is nie net 'n app wat deur jong mense gebruik word. Dis ook hoeveel ouer mense daarop is. TikTok ons lewe. God roep ons na 'n dieper plek. En ja, mense sê, 'n dieper plek. Die Bybel sê, if you seek me, you will find. Halleluja. Vanaand moet ons besef, ek wil weer eens die woord gebruik, na 'n plek van volwassenheid toe, waar ons gebed nie net gaan vir die volgende oplossing, die volgende deurbraak, maar wanneer dit gaan, dat jy wil net so met hom, jy wil net so met God, jy wil net sy teenwoordigheid. Imagine, jy gaan na jou man en jou vrou, en al wat jy heeltyd vir hulle sê is, doen dit, gee dit, doen dit, gee dit. Daai verhouding gaan nie lank hou nie. Dit gaan nie, dis 'n ongesonde verhouding. Dit is hoe baie van ons verhouding met God. If you seek me, you will find me. Hoor gou wat sê die Bybel in Eksodus 33 vers 11. So om jou konteks te gee, Israel is uit slawerny uit Egipte uit. Moses lei die volk en Moses het 'n assistent. En hierdie assistent se naam is Joshua. God praat met Moses en sê, hoorie, bou 'n tent van samekoms, 'n tent wat die tabernakel genoem word, en in hierdie tent gaan jy inkom en jy gaan my teenwoordigheid beleef en ervaar, en in hierdie tent sal ek met jou praat, en in hierdie tent sal ek vir jou rigting gee, en vir jou wysheid gee aangaande die volk van Israel. Hoor gou wat gebeur in Eksodus 33 vers 11. Hy sê, die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, luister baie mooi, maar sy assistent, die jong man Joshua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat. Die Bybel sê dat Moses gaan aan die tent toe, hy hoor God se stem, hy kry wat hy nodig het, hy verlaat die tent. Maar Joshua, 'n jong man, sy assistent, die seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat. Wanneer jy na hierdie storie kyk, dan sien jy dat Moses was die leier gewees wat God opgerig het om Israel uit slawerny te lei. Maar Moses het dood gegaan.
En toe moes daar 'n leier opgerig word wat die volk uiteindelik verder sou vat. En God kies vir Joshua. God kies hierdie jong man, hierdie assistent, die seun van Nun, om die volgende leier te wees. En dit is belangrik om te verstaan dat Moses het die volk uit slawerny uitgelei, maar dis hierdie man Joshua wat die volk van God in die belofte ingelei het. Hoekom Joshua? Daar was goeie leiers, daar was goeie kandidaate vir die posisie, daar was competent leiers onder die volk van Israel wat die job kon gedoen het. Maar God kies Joshua. Hoekom Joshua? Because he was a man that could be trusted with the presence of God. God het gesien dat Joshua het geen ander ambisie buiten hom nie. God het gesien dat wanneer Moses gehoor het en ervaar het, het hy gegaan. En daar's niks fout daarmee nie. Maar daar was iets dieper in Joshua gewees. Daar was 'n soeke gewees in Joshua vir meer van hom. Hy was nie tevrede om hoendervleis te beleef nie. Hy was nie tevrede met 3 liedjies en 'n offerande en 'n boodskap in huis nie. Hy was nie tevrede met dit. Hy was honger. Hy het 'n hinkering gehad. Hy het 'n soeke gehad na God. En uiteindelik sien God dat hierdie is 'n man wat betroubaar is. Hierdie is 'n man met wie ek my volk mee kan vertrou. Hierdie is 'n man wat honger is vir my. Hy het geen ander ambisie gehad nie. Hy het nie met 'n shoppinglys gekom nie. Hy wou nie die tyd van ontmoeting verlaat nie, want hy wou ontmoet met God. En hier ons ken die storie van Joshua. Hy lei die volk in die belofte. Joshua kom en hy raak ouer en hy spreek die volk aan toe met afgode besig raak en hy sê, julle moet kies wie julle wil dien, maar ek en my huis sal die Here dien. Hy's 'n man uitverkoop. In Engels, he was a man sold out for the cause of Christ, for God. Hy was 'n man wat vertrou kon word met God se teenwoordigheid. Nou daar's 3 lesse, 3 dinge wat ek identifiseer in Joshua se lewe en ek wil graag in Engels vir jou sê. My Afrikaans raak slegter by die dag. Halleluja, vergewe my. There's 3 things that I identify in the life of Joshua. Nommer 1 is 3 woorde. The presence, power and purpose. Presence, power and purpose. Nou hoor baie mooi. It is the presence of God that cultivates the power of God to fulfill the purposes of God. It is the presence of God that cultivates the power of God to fulfill the purposes of God. God het 'n purpose vir jou en vir my. En hierdie purpose sal reveal word in sy teenwoordigheid. En in sy teenwoordigheid gaan hy jou die power gee om hierdie purpose te volbring. Die rede hoekom ons soveel van ons moeg en mat is omdat ons doen wat die Bybel sê en spreek om nie te doen nie. Ons maak op ons eie insig te staan, op ons eie krag te staan, op ons eie vermoëns, ons eie intellek, ons eie ervarings. En dan kom ons op 'n plek waar ons moeg en mat is, waar ons te neergedruk is, waar ons hopeloos is, waar ons net, weet, soos my broer sal sê, vergewe my, as ons in die kerk gatvol is. Dan wonder ons, hoe kry ons onsself daar? Dis met ons op ons eie vermoë staat maak. Maar ek wil vandag vir jou sê, my vriend, jy het 'n purpose wat God vir jou lewe assign het. En hierdie purpose kan jy nie volbring deur jou eie vermoëns, jou eie krag nie. Jy het die krag van God nodig en die krag van God sal gecultivate word in sy teenwoordigheid. It is the presence of God that cultivates the power of God to fulfill the purposes of God. Jy het 'n kragtige purpose. Elkeen van ons se purpose is uniek. Maar die krag van God is die dryf om dit te volbring. En hierdie krag kom net van sy teenwoordigheid af. Jy sal nie die krag van God hê sonder om 'n man en 'n vrou te wees van sy teenwoordigheid. Daar's nie 'n manier nie. Are you a person of the presence of God? It is the presence of God that cultivates the power of God to fulfill the purposes of God. Hoor wat sê die Bybel, Matteus 6 vers 6. Hy sê, nee, dis nou Jesus wat praat, nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien in die verborgene sal jou beloon. Die ander vertaling sê, hy wat jou in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. So daar's 'n duidelike koneksie tussen die privaat plek en die publieke plek. En ons lewe in 'n era en in 'n samelewing waar ons so desperaat is om suksesvol te lyk in die publieke plek. Ons spandeer geld, ons spuit botox en fillers, ons maak ons tande wit, ons wil die beste kar ry op die mark, ons dra die fancy klere wat ons met ons kredietkaarte koop en ons is diep in die skuld want ons wil tog net in die publiek suksesvol lyk.
Ons spandeer soveel van onsself, sit onsself onder soveel druk en pressure om suksesvol te lyk in die publieke plek. Maar ek wil vandag vir jou sê, die ware publieke sukses is 'n resultaat van 'n sukses in die private plek. Daar's 'n koneksie tussen die private place and the public place. You are successful in private when you are successful in the public. I'm talking about true success, nie fake social media sukses. En jy val in die privaat, lank voor jy val in die publiek. As jy kyk na die lewe van Dawid, sien jy, Dawid was 'n skaapwagter gewees. Sy pa sê vir hom, kyk na die skapies. Jy weet, hy's 'n eenvoudige ou. En hy kyk na die skapies. En hy gee sy beste vir die skapies. Die Bybel sê as daar 'n leeu gekom het, het hy die leeu verslaan. As daar 'n beer gekom het, het hy die beer verslaan. Hy het alles gedoen om na hierdie skapies te kyk, om hierdie taak effektief af te handel. En daar was niemand gewees wat na Dawid gekyk het in die veld, en niemand wat hom 'n handeklap gegee het, of 'n pat on the back gegee het, wanneer hy 'n leeu of 'n beer verslaan het nie. Maar Dawid het nie gesoek na die praise of men nie. Hy het gesoek om getrou te wees aan die opdrag van sy vader. En dan kom 'n oomblik wat Dawid voor 'n reus kom. Hy laai McDonald's af vir sy boeties op die oorlogveld, en hy hoor hierdie Filistyn wat die slagorders van God uitdaag, en Dawid sê, wie is hierdie onbesnede Filistyn? En Dawid sê, ek sal hierdie man se keel afsny, ek sal hom veg. En hierdie jong man het confident, hierdie man het selfvertroue, die man is vol van die krag van God. En hy stap op en hy sê vir Saul, nee dankie, ek soek nie jou armor nie, ek soek nie jou manier, jou taktiek, jou struktuur nie. Ek soek nie dit nie. Ek soek nie mensgemaakte goeders nie. Ek maak stop die krag van God. En hy sê vir Saul, luister, dieselfde God wat die leeu en die beer in my hand gegee het, is die God wat hierdie Filistyn in my hand sal gee. En Dawid stap na hierdie Filistyn toe, vol krag, vol selfvertroue, nie die krag van nie sy eie vermoëns nie, die krag van God. En Dawid het 'n selfvertroue gehad wat eintlik sy boeties geïrriteer het. En dis wat gaan gebeur wanneer jy vol van die krag van God word en dalk word Godverdiens gebore in jou, dan gaan jy mense om jou irriteer. Dan gaan sê, wie is hierdie windgat? Wie is hierdie mannetjie wat so baie dink van homself? Moenie jou steur aan mense nie, wanneer die krag van God op jou kom, rus hy jou toe om goed te doen wat mense te bang is om te doen. Ja, dit. Dawid stap op na Goliat toe. En jy sien in die karakter van Dawid dat hy het confidence. Wat het gemaak dat hierdie jong seun, 'n skaapwagter, met soveel selfvertroue na hierdie reus toe kan gaan? En die reus verslaan. Hy gooi hom plat met sy vingervelletjie, hy sny sy kop af met sy ou Goliat se eie swaard. Die fools feast, hulle hou Kersfees op Goliat aan die veld. Wat het gemaak dat Dawid hierdie vermoëns gehad het? Hy was suksesvol, luister baie mooi, in die private plek waar niemand hom gesien het nie, met die leeu en die beer, getrou aan die opdragte wat sy vader gegee het. En die oomblik toe die geleentheid kom in die publieke plek, toe hy toegerus, toe hy die vermoëns, hy die selfvertroue, en hy stap op, nie met hesitation nie. Hy het nie gewonder, kan ek die reus aanvat nie? Hy het geweet, dieselfde God wat oorwinning gister en eergister gegee het, is die God wat vandag vir my die oorwinning gegee. Vir Dawid het nie saak gemaak hoe die uitdaging of die struikelblok lyk nie. Hy het 'n oortuiging gehad. Hy het 'n ervaring gehad met God waar niemand hom gesien het nie. Dat die God van gister is die God van vandag. Die uitdaging, die struikelblok, die vyand, of hy groot is of hy klein is, of dit 'n leeu of 'n beer of 'n reus is, dit maak nie saak nie. Die God wat gister oorwinning gee vandag oorwinning. Al maniere hoe hierdie man hierdie confidence kon gehad het, hierdie oortuiging kon gehad het, is omdat hy 'n man was wat getrou was in die privaatheid met God. Jy sal nie, imagine net hierdie prentjie. Imagine Dawid het nie deur hierdie proses gegaan in die veld, waar God hom voorberei het met eenvoudige take nie. En hy kom staan voor Goliat. Daai man se beentjie sou gebewe het. Sy knie sou geknak het. Maar God berei hom voor. En Dawid het 'n hart om voorberei te word. Hy is getrou waar niemand hom sien nie. He did not live for the praises of men. Hy wil nie iemand beïndruk nie. Hy wil nie inteendeel, hy kon niemand beïndruk. Hy's 'n ou stink mannetjie in die veld. Maar hy het 'n hart gehad om God te behaag. Hy het 'n hart gehad om getrou te wees teenoor die mandaat wat God vir hom gegee het. En God sien in hierdie man iets, soos wat God in Joshua gesien het, dat hierdie is 'n man wat betroubaar is. Hierdie is 'n man wat sal doen wat ek sê. Ons ken die storie van Dawid. Hy is 'n man wat met Batseba foute gemaak het. Hy's 'n man wat 'n ander vrou afgevry het. Hy was 'n man wat daai vrou se man nog laat doodmaak het. Hy het foute gemaak, maar steeds noem God hom 'n man na sy hart. Hoekom? Because he was a man willing to do what God said. Hy was 'n man uitverkoop vir God. Foute en al. Joshua was 'n man uitverkoop vir God. En ek wil vandag vir julle sê, my vriend, as jy waarlike koninklike sukses wil bereik in die publieke plek, wees getrou in die
Wees 'n man en 'n vrou wat sy teenwoordig. As God vir jou iets sê, dan doen jy dit. As God vir jou sê, doen dit, gee dit, sê dit, dan doen jy dit. Wees getrou in sy stem. En jy gaan sy stem leer ken in die teenwoordigheid. Jy gaan confidence kry in die teenwoordigheid. Jy moet verstaan, ek glo dit of nie, ek's 'n introvert. Ek hou nie van praat nie. Ek het nou gister gesê, ek moes mondeling praat op skool, dan was ek by McDonald's papie. Ek het 0 gevat en 'n Big Mac geëet en beter gevoel. Maar toe die teenwoordigheid van God op my kom. Halleluja, dit maak 'n ou skaapie 'n leeu. Dit maak 'n lam 'n leeu. Ek wil vandag vir jou sê, die krag wat jy nodig het, die oplossings wat jy nodig het, die strategie wat jy nodig het, vir jou besigheid, is in die teenwoordigheid. Daar's 'n ou liedjie wat sê, just one touch of the king changes everything. Halleluja, een oomblik in sy teenwoordigheid, een download van die hemel af, los al jou besigheidsprobleme op waar jy maande mee sukkel. Jy het 'n krisis in jou huwelik, kom ek gee julle 'n getuienis. My seentjie is in 2020 gebore, April 2020, Judah. Hy's nou 5 jaar, die man is honger, jy moet vir my bid, hy kos baie geld. Hy wil net vleis eet, kar nie voor. hy wil blaai. Maar toe hy gebore is dit nou baie, is in COVID, ek travel nie, is baie romanties, is baie oulik, ek kyk na my kind, ek spandeer tyd met hom, dag vir dag, en toe COVID bietjie relax, toe begin my vrou weer, begin te werk hier en daar, en ek is nou maar by die huis, ek kyk na Judah. En na 4 maande wat ek nou na hierdie baba kyk, nou, hy het 'n heavy reflux gehad. Eers die man het op my gereflux, dit is crazy geweest. Ek het nou so na geryk, julle wil nie weet nie. Maar na 4 maande toe is die romanse weg en ek sê vir my vrou, ek is moeg om te ryk soos wat ek ryk en te lyk soos wat ek lyk. Hierdie kite vlieg nie vir my, jy kan huil. Ek weet nie, waar gee ek hom terug? Jy weet soos hoe maak 'n mens nou? Toe besef ek soos die verliefdheid is nou verby. Hierdie kind gaan nie weg nie. Hy is my baby. Hy is hier. Ek kan hom nie net my ma toe vat en my ma gesê dis jou kind, kyk na hom. Eerlikheid en ek is half negatief, ek kan nie travel nie, ek kan nie preek nie, ek kan nie by mense uitkom, ek kan nie doen waarvoor ek lief is nie. En ek sien hierdie kind is hy huil en hy het wat se keelsig en hy ek is hoe gaan ons hierdie handle? En ek doen maar wat ek ken om te gaan na die Here. Die Here, hoe moet ek hierdie kind doen? Hoe moet ek hierdie doen? En in gebed, in my teenwoordigheid, terwyl ek die teenwoordigheid van God beoefen, begin die Here vir my 'n blueprint gee. En wys my hoe hierdie kind aan mekaar gaan, hoe ek hom moet hanteer. En nou dog is my vrou met hom so actually nou in die kar hier buite, die video kom my vrou, my, sy sê Johan Rey, praat met hierdie kind van jou. Net hier buite nou. Want wanneer ek weet om my kind te werk, want God het vir my gewys wie hy is. In die teenwoordigheid van God. Ek wil vandag vir jou sê my vriend, die oplossing waarna jy soek, die strategie waarna jy soek, die krag waarna jy soek, die blydskap, die vreugde en die vrede waarna jy soek, is in sy teenwoordigheid. In His presence there is fullness of joy. In His presence there is peace that surpasses all understanding. In His presence is the solution you're looking for. In His presence, are you a person of the presence? Joshua kon die volk in die belofte inlei, want God het gesien sy hart is nie korrup nie. Hy het na God toe gegaan sonder 'n agenda. En ek kan vandag met selfvertroue vir jou sê, na amper 15 jaar wat ek die Here ken en amper nou 11 jaar in voltydse bediening, het ek op 'n plek gekom waar my hart so sag is vir sy teenwoordigheid, waar ek so 'n soek in my hart na hom. Jy kan my nie vermaak met geld nie, jy kan my nie vermaak met 'n platform, jy kan my nie vermaak met views, jy kan my vermaak met die aardse goed wat die wêreld as sukses dien nie. Ek het 'n hinkering in my hart na Jesus. Daar's 'n ou prediker wat eendag gesê het, hy sê when everything becomes nothing, God will give you everything. Wanneer jy op en na God toe gaan om goed te kry, na God toe gaan om met God te ontmoet, dan sal God vir jou alles gee. Want as jou hart nie korrup is, ons moet op 'n plek kom waar God se teenwoordigheid die hoogste prioriteit word. Kan jy amen? Stilte kerk. Die teenwoordigheid. Ek preek lank, maar is lekker. Halleluja. Halleluja. Are you a person of the presence of God? Piano man, please return. Kerk, ek wil vanaand vir jou sê, soos ek in die begin van hierdie boodskap gesê het, dat een oomblik in God se teenwoordigheid kan vir jou doen wat 'n mens in 'n leeftyd nie vir jou kan doen.
Glo jy dit? Jy weet, as jy kyk na die lewe van Moses, die Bybel sê Moses het, ons ken nie so van Moses, hy was 'n Hebreër gewees, hulle wil al die seentjies doodmaak, so Moses se ma sit hom in 'n mandjie, hy gaan die stroom af, en Farao se dogter kry hom, en Moses raak groot in die paleis van Egipte, as 'n Egyptian prins. En hierdie man word groot in die paleis, en hy kry 'n openbaring, jare later, dat hy eintlik 'n Hebreër is, dat hy eintlik 'n slaaf is, wat sy familie verdruk. En die Bybel sê, toe hierdie Moses 'n openbaring kry van wie hy werklik is, dat hy nie 'n Egiptenaar is, want dat hy deel is van God se volk. Ewesklik na hierdie openbaring, toe kry Moses kompassie vir die Hebreërs, vir die Israeliete. En hy sien eendag hoe slawedrywers van Egipte hier rook uit een van die Hebreërs uit. En Moses word so opgewerk vir wat daai slawedrywers doen, en Moses slaat een van die Egiptenaars dood. Die Bybel sê toe Moses besef dat hy het net die Egiptenaar doodgeslaan, en hy besef dat hulle gaan nou, die Farao gaan uitvind wie hy is. Toe begin hy, as gevolg van vrees, vlug in die woestyn. Die Bybel sê vir 40 jaar het Moses in die woestyn gebly, hy het 'n vrou gekry, kinders gekry, en skapies opgepas. Hierdie prins word 'n skaapwagter. En na 40 jaar in die woestyn, stap Moses een middag in die woestyn, en hy sien 'n brandende bos. Nou, jy moet vanaand iets verstaan van daardie area. Wat Moses se aandag getrek het, was nie die brandende bos nie. Dit was 'n natuurlike gebeurtenis vir bos om te brand vanweë die hitte. Wat Moses se aandag na hierdie spesifieke brandende bos toe getrek het, was die feit dat hierdie bos nie uitgebrand het. Hy het aanhou brand en brand en brand en brand. En Moses was, ek het op 'n plek gekom waar ek ken hierdie, ek het hierdie al gesien, maar hierdie bos brand nie uit nie. En die Bybel sê toe Moses na hierdie brandende bos toe gaan, toe kom die krag van God, die teenwoordigheid van God op hom. En God praat met Moses, en hy sê, Moses, ek het jou gekies, ek het jou uitverkies, ek het jou gesalf om 'n verlosser te wees van jou mense. Moses, ek stuur jou terug na die plek toe waar jy gevlug het vandaan. Ek stuur jou terug na Egipte toe. Ek stuur jou terug na die Farao toe om jou mense te gaan bevry. En die Bybel sê Moses praat met God. Hy sê ek kan nie praat nie, hy hakkel, en hy het 'n lang storie eers, maar die teenwoordigheid van God is op Moses. En God stuur vir Moses terug na Egipte toe. En ons weet hoe hierdie storie geëindig het. Moses het hulle uitgelei. Dit is belangrik om iets op te let van Moses se gaan en Moses se kom. Moses het uit Egipte uitgehardloop met vrees. Maar hy het teruggegaan na Egipte toe met vuur. He ran in fear, but he returned with fire. Hoekom? Wat het gebeur? He had an encounter with God. Hy het die teenwoordigheid van God. Hierdie man wat nie kan praat, hierdie man wat na skape gekyk het, gaan met sy staafie daar voor Farao. En sy staafie word 'n slang, en die Nylrivier word vol bloed, en die paddas kom, en die sprinkane kom, en die eerste geborenes gaan dood. Hy demonstreer krag. Hy demonstreer gesag. Hy demonstreer autoriteit. Hy wys vir Farao, we will not back down, want die wind van God blaas baie agter ons. En hierdie man wat 'n weghardloop kind was, kom terug met krag en gesag. Nie omdat hy oulik was nie, of omdat hy educated was, of omdat hy vermoëns gehad het. Inteendeel, hy het nie vermoëns gehad nie. Hy kom terug omdat hy die vuur van God gehad het. Hy kom terug omdat hy ontmoeting met die krag en die heerlikheid van die Here gehad het. Hy kom terug want hy was 'n man wat geproe het van God se teenwoordigheid. Hy het sy teenwoordigheid geproe. Van ons hardloop weg met vrees van sekere areas in ons lewe af. Maar ek wil vandag vir jou sê, God het nie bankkinders groot gemaak. Hy ma sê altyd, Johanre, ek het nie bankkinders groot gemaak. God het nie bankkinders nie. Vanaand wil die Here hê elke area van jou lewe wat jou afskrik, moet jy face with fire. Die krag van God. Die krag van God is 'n resultaat van die teenwoordigheid. Ek wil jou vra graag om saam met my te staan. Ek wil vanaand vir jou bid. Vanaand het jy die woord van die Here gehoor. Jy is die ou en die vrou wat weet waar jy is met die Here. Nou jou tyd met God lyk. Ek wil vanaand vir jou sê, jy kan of spartel en spook en aangaan soos wat jy aangegaan het, of jy kan vanaand 'n keuse maak om te sê, Here, ek gaan my lewe gee vir die teenwoordigheid. Ek gaan 'n man wees, ek gaan 'n vrou wees wat die teenwoordigheid prioritiseer. Martin Luther het gesê, today I will be so busy
I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Ek sê nie moet 3 ure bid, ek sê vir jou dat hierdie man het 'n understanding gehad dat om effektief te wees, moet ek eers tyd in God se teenwoordigheid spandeer. Mense voel dat ek het net 5 minute gehou om my kar op pad werk vir die Here. Dis nice en dis oulik. But if you want to be a giant slayer, you need much more than that. Mense dink jy verloor tyd as jy tyd saam met God spandeer. Party van julle dink, o, Here, aan 'n preek klaar, ek wil huis toe gaan, ek verloor tyd. Nee, jy doen nie. Hierdie wat hier gebeur is goddelik. Dis goddelik. Daar's besig om nou in hierdie oomblik downloads te kom van die hemel af. God deur sy gees verfris jou, versterk jou. Hy doen iets in jou binneste wat jy nie eens geweet het jy het nodig nie. Wanneer ons tyd maak vir hom. Wanneer ons tyd maak vir hom. Ek wil jou graag vra, lig net jou hande, sluit jou oë en lig jou hande na die hemel toe. Jy weet waar jy is met die Here. Vanaand weerhou God niks van homself nie. Hy wil jou ontmoet waar jy is. Hy wil 'n werk kom doen in jou lewe. Vanaand bid ek en hoop ek dat jy jou hart sal oop en sê, Here, raak my aan. Doen 'n werk in my lewe. Verfris my, versterk my. Ontmoet met my. Geef my wysheid, geef my insig, geef my strategie. Geef my boldness. Geef my krag, Here. Geef my vreugde, geef my vrede. Dit wat so drastisch ontbreek in jou lewe. Jy weet wat ontbreek in jou lewe. Ek wil vandag vir jou sê, daai ding wat ontbreek, vind jy vanaand as dit nie voor. Halleluja. Here, ek dank U vanaand vir elke persoon in hierdie gebou. Ek dank U vanaand, Here, vir 'n honger harte. Ek dank U vanaand, Here, vir mense wat 'n besef vanaand gekry het dat ons moet tyd maak vir die teenwoordigheid van God. Here, ons sê vanaand soos die skrywer van die Psalms, wanneer kan ons weer voor U verskyn? Ons is dors, Here. Ons is honger, Here. En ek bid vanaand, Here, dat U elke hongerhart sal kom vul, elke siel wat uitgedors is vir die teenwoordigheid, kom vul hulle vanaand. Here, soos wat ons vanaand drink van die lewende water, sal ons nie weer dors kry nie. Soos ons vanaand eet van die brood van die lewe, sal ons gevul word. Ek dank U, Here, dat U elke gees, elke mens in hierdie plek vanaand kom verfris, versterk, dat daar 'n nuwe vuur in hulle harte sal brand. Here, dat dalk vanaand in hierdie kerkgebou gekom, gevul met vrees en moedeloosheid en wanhoop, maar ek dank U vanaand, dat Here, soos wat hulle uitgaan, gaan hulle uit met krag en gesag en autoriteit, vol vreugde, vol van, halleluja, vrede, en dit in oorvloed, Here. Doen 'n werk in hulle harte vanaand. In Jesus naam. Ons eer U vanaand vir U teenwoordigheid. Here, ek bid dat U vanaand deur die Gees 'n hinkering in ons harte wakker maak vir meer van U. Dat ons nie op 'n plek sal kom waar ons malfunction omdat ons gees onttrekkingssimptome het vir U teenwoordigheid. Here, maak ons 'n man en vroue van U teenwoordigheid. Dankie dat U 'n kragtige werk doen in elke hart vanaand. Dat U hulle merk vanaand, soos wat U Moses gemerk het by die brandende bos. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ek wil graag vra, sit net gou vir 'n oomblik. Ek weet nie hoeveel van julle het elke diens bygewoon nie. Steek jou hand op as vanaand die eerste keer is hierso. Okay, so ek het gisteroggend gesê dat terwyl ek gisteroggend hiernatoe gery het van Mosselbaai af, toe praat die Here met my en ek voel dat God wil baie deurbraak bring vir baie mense in hierdie gebou. En so ek het vir julle gevra om vanaand te kom met 'n papiertjie met 'n gebedsversoek op. Dit wat jy God voor vertrou. Nou, ons het 'n plan. Vir jou wat vanaand vir die eerste keer is, ons het papiertjies en ons het pen. Ek weet nie waar dit is nie. Dis hier. So jy kan jou hand opsteek. Ons gaan vanaand jou die geleentheid gee om jou papiertjie te bring met jou gebedsversoek op. Jy gaan dit op hierdie preeksel neersit en ons gaan vanaand hande lê op daardie gebedsversoeke. En ek is nie 'n ou wat sommer hierdie goeters doen. Ek het dit al gedoen, maar ek doen dit nie sommer nie. Want terwyl ek ry van Mosselbaai gisteroggend, toe sê die Here vir my, ek wil deurbraak bring vir my mense. En ek sien hoe ons papiertjies bring na die preekstoel toe en oor dit bid. En ek is vol geloof vanaand dat God vir jou deurbraak gaan bring. So as jy nie 'n papiertjie het, jy steek net gou jou hand op. As jy graag iets wil neerskryf, iets waarvoor jy God vertrou, dan gaan ons gou vir jou papier en 'n pen gee. En ons gaan vanaand bid vir deurbrake. Ons gaan vanaand bid vir oplossings in Jesus naam. Hy is 'n God wat hoor. Hy is 'n God wat deurbraak bring vir sy kinders. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb.
and all who's gone before us, all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, and your name is the greatest, and your name stands above them all. And all thrones and dominions and all powers and positions, your name stands above them all. And holy, and all creation cries. Maak net jou oë toe daar waar jy is as jy kan. Kom ons gee die krag van die teenwoordigheid van God kans om in hierdie plek in te kom. En in die teenwoordigheid van God moet elkeen sy knie buig. Elke probleem, elke omstandigheid, elke uitdaging moet hulle knie buig. Vanaand terwyl die teenwoordigheid van God hierdie plek vul, glo ek, vertrou ek, dat elke uitdaging wat jy dalk in die gesig staar vanaand, in sy teenwoordigheid, sal daai knie moet buig. Sal die deurbraak moet kom. En vanaand het jy jou gebedsversoek hier neergeskryf, dit waarvoor jy God vertrou. Maar nou wil ek vir jou vra, terwyl jy jou gebedsversoek hier neergeskryf het, vergeet van dit. En fokus jou aandag op die gebedsversoek van iemand anders wat hier is. Kyk weg van jou eie probleem, jou eie uitdaging, jou eie ding wat onmoontlik lyk en vestig jou aandag vanaand op iemand anders se gebedsversoek. Iemand anders se uitroep na God toe wat sê, Here help. Here sien my raak. Here gryp in. Vanaand wil ek jou aanmoedig, kyk weg van jouself af. Terwyl ons bid vir die deurbraak van ander mense. Jy bid nie vir jouself nie, jy bid vir iemand anders. Wanneer jy desperaat word vir die deurbraak van iemand anders, dan kom jou nou. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vanaand dat ons vanaand, Lord, we thank you that we can come boldly before the throne of grace and we can ask you for mercy. God, we bring this prayer request before your throne of grace tonight. And we pray, God, that you would pour out your blessing. Lord, that your spirit will bring breakthrough. Here, dat u gees sal deurbraak bring. Here, ons beveel elke uitdaging, elke probleem, elke omstandigheid om hulle knie te buig voor die majesteit van Christus. Vader, ons dankie vanaand dat deurbrake kom, dat voorsiening kom, dat genesing kom. Here, dat ons kinders gered sal word en hulle harte vir Jesus sal gee. Wat ook al die uitdaging mag wees, wat ook al die probleem mag wees, Jesus is die oplossing, Jesus is die antwoord. En vanaand as 'n kerk, Here, kyk ons vanaand na U. We look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ons kyk vanaand na Jesus, we turn our eyes upon Jesus. Want Here, vanaand besef ons dat die deurbraak, die oplossing, Here, wat ons desperaat nodig het, kom nie van 'n mens af nie, dit kom van U af. En vanaand kom ons boldly before you, God. We come boldly before you. En ons vra, Here, dat U sal beweeg, dat oplossing sal kom, dat wonderwerke sal plaasvind. Here, dat getuienisse gebore sal word. Ons dankie, Here, dat U 'n kragtige werk kom doen. In Jesus naam. Dankie dat ons kan weet dat die woord verklaar dat niks is onmoontlik vir hom wat glo nie. Ons dankie vanaand, Here, dat U 'n God is wat antwoord. Ons dankie, Here, dat U 'n God is wat hoor. Ons weet dat die Bybel verklaar dat U arm is nie te kort om te help nie en U oor is nie te doof om te hoor nie. U hoor die uitroep van die volk, Here. U hoor die uitroep van die kinders. En vanaand roep ons uit vir U. En ons nooi U uit om U krag en U vermoëns aan ons te kom demonstreer. Deur hierdie gebede te beantwoord, hierdie uitroepe te beantwoord. Ons weet dat U ons nie sal wegwys nie. U nooi ons uit, bring dit na my toe. Come to me, bring it to me, give it to me. And Lord, tonight we bring it to you, we give it to you, in Jesus' name. Vader, ons verklaar, it is done. Ons verklaar, dit is gedoen. Ons verklaar dat die oplossing is op pad. Ek sien, halleluja, die wolk, so groot soos die vuis van 'n man. Die reën is op pad. Die droogtes word gebreek. Die oplossing kom. Die genesing is hier. Die voorsiening is hier. In Jesus naam. Die Rooi See word opgekloof. Manna reën in die woestyn. In Jesus naam. Ons verklaar deurbrake, Here. Ons staan op die woord wat verklaar dat U is nie 'n mens dat U sou lieg nie. Ons staan op die woord wat sê, Here, U is die een wat blinde oë oopmaak, dowe ore laat hoor, dooies opwek. U is die God van die oplossing. U is die God van die onmoontlike, Here. En ons staan vanaand op dit. En ons stem saam vanaand. As jy dit glo, sê amen.
Sê amen. Sê amen. Klap jou hande en kom ons eer die Here vir oorwinning. In Jesus naam. 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 Ek vertrou saam met julle dat jy die krag van God sal sien. Halleluja. Ek vertrou saam met jou dat daar 'n honger in jou hart sal wees van vanaand af as jy teenwoordig is. Moenie net staat maak, moenie net 'n Christen wees wat net aan jou pastoor, dominee of leier toe hardloop. Wees 'n man en 'n vrou wat soos die Bybel sê in Engels, that you will come boldly before the throne of grace. God is sitting on the edge of his throne, waiting for your prayer request, waiting for you to come to him. Baie keer is dit net gemakliker om 'n SMS te stuur, pastoor bid vir my, en dis goed, ons moet vir mekaar bid en mekaar se laste dra. Maar moet 'n plek kom waar ons besef dat ons het ook toegang tot hierdie God. Ons het ook toegang tot hierdie God van die oplossing, van die onmoontlikheid, die God van die deurbraak. Halleluja. Vanaand is my gebed dat daar 'n hinkering in jou, 'n honger in jou hart sal kom, 'n dors. In Jesus. Kom, lig jou hande en kom ons sluit af. Here, ons dankie vanaand vir u woord. Ons dankie vanaand vir u teenwoordigheid. Bo alles, Here, dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat u vanaand, Here, 'n werk kom doen in die hart van elke individu in hierdie gebou. Dankie, Here, dat u die wat moeg is verfris, die wat swak is versterk, die wat hopeloos is hoop gee, Here. Dankie dat u kom doen wat ons nodig het, Here. Dankie dat u 'n God is, dat u 'n Vader is wat omgee, wat hoor en wat verstaan, wat reageer op die uitroep van sy kinders. O, Here, ons roep uit na u. Ons roep uit na u. Waar sal ons tog gaan? Na wie sal ons tog kyk, Here? U is ons oplossing. U is ons hoop. En ek dank u vanaand dat u elke persoon verfris en versterk. Dat u 'n magtige werk in hulle binneste doen. Ek dank u vir oplossing en deurbraak. Ek dank u vir elke gebed wat beantwoord. Amen. Pastoor, kom dan die jet. Voor ons afsluit wil ek en julle almal verdaag, wil ek net baie dankie sê, Johanre, vir jou. Ek dink ek praat vir almal van julle wat 1 sessie, 3 sessies bygewoon het. Ek weet ek stap 'n ryker man, nadat ek regtig hierdie naweek saam met jou spandeer het, gestig in geloof. En ek eer net die Here vir jou roeping en vir jou gawe wat hy op jou lewe gesit het. En kom ons steek ons hande uit en ons bid net vir hom ook. En Here, dankie vir die voorreg, Here, wat elkeen van ons gehad het om onder sy leiding te sit, onder Johanre te sit hierdie naweek, Here, en te hoor dit wat u in sy lewe doen, Here, en hoe u hom bou en stig, en Here, en ek weet, Here, hy praat absoluut uit 'n plek uit, van dis 'n paadjie wat hy al geloop het, Here. Here, ek bid dat u sy beker sal volhou in alle tye, Here. Here, ek bid, soos wat ek gisteroggend ook gebid het, Here, dankie vir 'n huis met baie kamers, Here. En die woord wat by my opkom, soos ek vanaand hier sit terwyl ons hoor, kom die woord heeltyd by my op, multiplication. Here, ek bid multiplication oor Johanre se gesin en oor sy bediening. In Jesus naam, Here, mag sy getuienis soos die van Josef wees, Here. Dat u goedheid om vooruit, u goedheid oor sy lewe om vooruit gaan. Die woord daarvan, van hoe goed hy is vir u. Of hoe goed u is vir hom. Jesus. Dis my gebed, Here. 'n ware vriend van God. Ek seën hom in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie vir elkeen van julle wat die tyd uitgesit het en uitgekoop het om hier te wees. Ek glo dit was goed vir julle. Ek weet dit was goed vir julle. Anders jy nie geluister nie. So, maar ja, dankie vir julle. Julle moet 'n amazing week hê. En ek sien julle op Sondag 9:00. Nou is dit weer. So, alright. Bless julle, seën julle, veilig wees, veilig ry. En ja, mag julle die Here se goedheid regtig leer ken in hierdie week. Amen. Amen. Bless julle.